Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 81 of the Quran, the Afrikaans reading of the Quran, die Heilige Quran. Die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. And Allah subhanahu wa ta'ala reward M.A. Baker and others abundantly. Please obtain your copy of the Quran today. Please do not delay. IGM 031-304-6883, IPCI 031-306-002627, MJC 021-684-4606, or Muhammad's Hardware 012-374-6102, and that's where I obtained my copy of the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala reward everyone abundantly. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In the naam van Allah, die barmhartige, die genadige. We're busy with episode number 81. And that is hoofstuk number 4. I just want to remove some lighting here which is affecting me. Die vroue Surah 4 An-Nisa. Afdeling 3. En wat die vroue betref wat hulle aan onwettige seksuele gemeenskap skuldig gemaak het, roep 4 getuies teen hulle in. As hulle getuienis teen hulle kan inbring, beperk hulle dan tot die huis, totdat die dood hulle kom haal, of totdat Allah vir hulle 'n weg aanwys. En as 2 van julle daaraan skuldig is, straf albei. En indien hulle berou het en hulself verbeter, laat hulle dan met rus. Voorwaar, Allah is berou aanvaarend, genadevol. Waarlik, Allah aanvaar slegs die berou van hulle wat in onwetendheid gesondig het en spoedig daarna tot Allah terugkeer. Dit is tot hulle dat Allah homself met barmhartigheid wend, en Allah is alwetend vol wysheid. En die aanvaarding van berou is nie vir hulle wat aanhoudend sondig nie, en as die dood hulle besoek, sê, nou het ons berou. En dit is ook nie vir die wat ongelowig sterwe nie. Vir hulle het ons 'n smartlike straf voorberei. O julle wat glo, dit is julle nie geoorloof om vroue teen hulle wil te erf nie. Ook moet julle hulle nie in die verleentheid stel deur 'n deel van hul bruidskap terug te neem nie, tensy hulle skuldig was aan onwettige seksuele gemeenskap. En as julle hulle haat, dan mag dit wees dat julle iets verafskuw waarin Allah veel goed vind. En as u een vrou in ruil vir 'n ander wil neem, en u haar reeds heel wat goud gegee het, neem dan niks daarvan terug nie. Sal julle dit deur laster en op 'n klaarblyklik sondige manier terugneem? Hoe kan julle dit neem wanneer julle reeds by mekaar ingegaan het en hulle 'n sterk verbond met julle gesluit het, en tree voortaan nie meer in die huwelik met die vroue van jul vaders nie? Voorwaar, dit is sleg en afskuwelik, en dus 'n verkeerde gebruik. 81, 82. Join me in the next episode, which is episode number 82 of Surah An-Nisa. Alhamdulillah.